Deuteronomium hoofstuk 12. Vir so lank as wat julle op die aarde leef, moet julle die volgende reëls en regulasies sorgvuldig nakom in hierdie land wat die Here, God van julle voorvaders, vir julle gegee het om in te neem en as erfenis te besit. Julle moet die plekke op die hoë berge, die heuwels en onder die skaduryke bome, waar die nasies wat julle voor julle gaan uitdryf, hulle gode aanbid, totaal en al vernietig. Hulle altare moet julle omgooi en afbreek, vernietig hulle klippilare. Hulle heilige boomstamme, die Asheras, moet julle verbrand en hulle afgodsbeelde moet omgekap word. Sorg dat hulle naam totaal en al uitgewis word van daardie plek. Die Here julle God mag nie op die manier gedien word nie. Die Here julle God sal 'n plek tussen al julle stamme uitkies en daar sal hy sy naam vestig en dit sal sy woonplek wees. Julle mag slegs daarheen gaan om na sy wil te vra. Dit is ook die plek waarin julle brandoffers, slagoffers, tiendes, offergawes, gelofteoffers, vrywillige offers, as ook die eersgeborenes onder julle beeste en kleinvee moet bring. Dit is ook daar waar julle en julle huisgesinne in die teenwoordigheid van die Here julle God moet eet en vrolik wees oor al julle handewerk wat die Here julle God geseën het. Daar mag julle nie doen wat julle nou doen, elkeen soos hy dit goed vind nie. Want tot hiertoe het julle nog nie gekom by die rusplek en die erfenis wat deur die Here jou God aan jou gegee gaan word nie. Julle gaan egter die Jordaan oorsteek en julle gaan woon in die land wat die Here julle God aan julle as erfdeel gaan gee. Hy sal vir julle rus gee van al die vyande rondom julle en daar sal julle in veiligheid woon. Dan moet julle alles wat ek julle beveel het na die plek bring waar die Here julle God sy naam gaan vestig en daar woon. Julle brandoffers, slagoffers, tiendes, offergawes en gelofteoffers wat julle aan die Here beloof het. Julle, sowel as julle seuns en dogters, julle slawe en slavinne, as ook die leviete wat tussen julle bly, omdat hulle geen erfgrond van hulle eie het nie, moet daar vrolik wees in die teenwoordigheid van die Here julle God. Moenie julle brandoffers bring op sommer enige plek wat julle sien nie. Jy mag jou brandoffer slegs bring op die plek wat die Here tussen een van julle stamme sal kies, en dit wat ek jou beveel het, moet jy daar doen. In al jou woonplekke waar jy woon, mag jy soveel diere slag en eet soos jy wil, soos die Here jou God jou geseën het. Soos in die geval van die gemsbok en die takbok, mag die rein sowel as die onrein persoon daarvan eet. Die bloed moet egter soos water op die grond uitgegiet word. Die tiendes van jou koring, mos of olyfolie, as ook die eersgeborenes onder jou beeste en kleinvee, en jou gelofteoffers, vrywillige offers en offergawes, mag jy egter nie by jou woonplekke eet nie. Dit mag slegs in die teenwoordigheid van die Here jou God geëet word op die plek wat hy sal kies, deur jou seuns en dogters, slawe en slavinne, as ook die leviete wat tussen julle woon, mag dit geëet word. Daar moet jy in die teenwoordigheid van die Here jou God vrolik wees oor al jou handewerk. So lank as wat jy in jou land woon, mag jy nooit die leviet oorlaat aan sy eie lot nie. En wanneer die Here jou God jou grondgebied uitbrei, volgens sy belofte, en jy lus raak om vleis te eet, mag jy soveel vleis eet as wat jou hart begeer. Maar indien die plek te ver van jou af is, wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te vestig, mag jy van jou beeste en kleinvee wat die Here aan jou gee, slag en eet, soos ek jou beveel het. In jou woonplekke mag jy soveel eet as wat jou hart begeer. Jy moet dit egter eet soos wat jy die gemsbok en die takbok sal eet. Rein en onrein persone mag daarvan eet. Die bloed mag jy egter nie eet nie, omdat die siel in die bloed is. Die siel mag glad nie saam met die vleis geëet word nie. Onder geen omstandighede mag jy dit eet nie, maar jy moet dit soos water op die grond uitgiet. Indien jy doen wat reg is in die oë van die Here en glad nie daarvan eet nie, sal dit goed gaan met jou en jou kinders. Maar jou heilige gawes en gelofteoffers mag jy egter slegs neem na die plek wat die Here sal kies. Die vleis en die bloed van jou brandoffers moet op die altaar van die Here jou God geoffer word, en jou slagoffers se bloed moet in die altaar van die Here jou God gegooi word. Die vleis mag jy eet. Alles wat ek jou nou beveel, moet jy sorgvuldig nakom. As jy doen wat goed en reg is in die oë van die Here jou God, sal dit altyd goed gaan met jou en jou kinders, van geslag tot geslag.
Jy sal die nasies verdryf wat die Here jou God voor jou sal uitroei en in hulle land gaan woon. Wanneer jy hulle voor jou uitvernietig het, moet jy baie versigtig wees om nie in die struik te trap deur navraag te doen oor hulle gode nie, deur te vra, op watter manier het hulle hul gode gedien? Ek wil dit ook probeer. Die Here jou God mag jy glad nie op die manier dien nie. Hulle het alles gedoen wat vir die Here jou God 'n gruwel is en wat hy haat met die wyse waarop hulle hul gode dien. Hulle verbrand selfs hulle seuns en dogters vir hulle gode. Maar julle moet al my bevele sorgvuldig nakom. Moenie iets daarby voeg of iets daarvan wegneem nie.